Môre, dis maandag die 10de November en ek hoop dit gaan regtig goed met jou vandag en jy het 'n lekker rustige naweek gehad. Mag jy die vrede van Jahweh, wat in droogte getrou bly, in jou hart ervaar, al voel die pad te lank. Vandag gesels ons oor iets wat elke gelowige ken, God toets geloof. Nie om jou te breek nie, maar om jou nader te trek en jou geloof te suiwer. Soms deur omstandighede, soms deur mense en soms deur dinge wat blink. Nou het jy al gesit en gewonder, Here, hoekom hierdie droogte? Hoekom hierdie druk? Of jy voel die vrees van mense knaag aan jou? Of 'n mooi kans lok jou weg van wat reg is? Jy is nie alleen nie. Abraham het ook so gevoel. Kom ons lees bietjie saam uit Genesis 12 vers 10 tot 20. En daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef. Want die hongersnood was swaar in die land. En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek. Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is mooi van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan ter wille van jou en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. Toe Abraham dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was. Ook het die vorste van Farao haar gesien en haar by Farao geprys, en die vrou is na die paleis van Farao geneem. En hy het goed gedoen aan Abraham om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels en slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het. Maar die Here het Farao en sy huis met groot pla besoek ter wille van Sarai, die vrou van Abraham. Daarop laat Farao Abraham roep en hy sê, wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê, sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou, neem haar en gaan weg. En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besittings. Ons ken hierdie plek. 'n Droogte kan 'n bankstaat wees, 'n moeilike gesprek by die huis of by die werk, of 'n gebed wat al winkel wag. Vrees vleister vinnig planne wat nie heeltemal reg is nie. Die Here leer ons die eenvoudige weg. Sê eerlik wat aan die gang is. Kies die waarheid al kos dit iets. Wag waar hy ons geplaas het en doen vandag wat reg is. Die uitkoms is nie in ons hande nie. Die God wat Sarai bewaar het, kan ook ons bewaar. En wanneer ons val, hou Jesus ons vas en hy lei ons terug na die altaar van aanbidding en vertroue. Nou die Hebreëse woord wat in hierdie stuk gebruik word is nision, wat beteken toets of beproewing. En dit wys hoe God die hart oopmaak en ons geloof suiwer. Jesus was ook getoets gewees en hy het getrou gebly. Daarom kan hy ons dra wanneer ons struikel en ons leer om op te staan. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemele, laat U naam in ons geheilig word, soos U Uself heilig getoon het toe U Sarai bewaar het. Laat U koninkryk kom in ons Egipte oomblikke, wanneer droogte en vrees ons laat hardloop. Laat U wil met ons geskied. Leer ons om te wag in Kanaan totdat U praat, eerder as om ons eie planne te maak. Gee ons vandag wat ons nodig het in die droogte, wysheid, moed om die waarheid te praat, en rus om te bly waar U ons geplaas het. Vergewe ons waar ons soos Abraham die waarheid gebuig het om onsself te beskerm, en ons vergewe die wat ons laat vrees of ons verkeerd hanteer het. Lei ons nie in die versoeking nie, maar bewaar ons van vrees vir mense en van blind dinge wat ons harte wegtrek. Verlos ons van die bose en van elke plan wat U beloftes in ons lewens bedreig. Dankie dat U in Christus die belofte lyn bewaar het, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. God is getrou, al is dit in jou grootste droogte. Jesus bewaar die belofte en dra jou vrees.
Die Heilige Gees gee krag om te wag en gehoorsaamheid om te leef. Jy hoef nie vir die regte gevoel te wag nie. Doen dit vandag in geloof. Ek hoop jy het 'n geseënde maandag.